Goeiemôre almal. Ek hoop julle het 'n fantastiese week gehad en 'n lekker Paasnaweek, lekker saam met die familie gekuier, lekker ontspan en baie geseënde Paasfees vir een en elkeen. Mag dit regtig vanoggend vir een en elkeen 'n besonderse oggend wees, wat ons nie weer opnuut besef wat dit beteken dat Christus uit die dood uit opgestaan het. Kom ons sit net so en raak ons vir 'n oomblik net stil. Die lig skyn in die duisternis. Vanoggend vier ons Paasfees, 'n dag van vreugde. In die stilte van die graf het die wêreld gedink dit is verby. Maar toe die eerste ligstrale oor die horison breek daar 'n nuwe werklikheid deur. Die graf is leeg. Die Seun is die hoof van die liggaam. Hy is die hoof van sy kerk. Hy is die oorsprong van alles. Hy is die eerste, die begin en die einde. Hy is die gekruisigde en hy is die opgestane. Hy is die eerste om weer sy plek in die hemel in te neem. Hy is die een. Hy is ons verlosser wat vanoggend lewe. Genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons opgestane Here, bevestig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Romeine 8 vers 1 tot 2 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die opstanding is 'n definitiewe ja. 'n ja oor ons lewe. 'n ja oor sonde wat vergewe is. 'n ja oor Jesus wat die skuld vir ons gedra het. Jesus leef en daarom kan ons weer leef. Jesus leef, daarom kan ons hom vanoggend loof en prys. Goeie Vrydag en Paasondag is nie twee losstaande verhale nie, maar eerder twee kante van dieselfde lewegewende asemhaling. Die uitasem van die pyn en die inasem van nuwe lewe. Op Goeie Vrydag sien ons die uiterste prys van liefde. Ons sien 'n rou donkerte waarin God se stilte oorweldigend voel. En ons dikwels gelaat word met dinge wat ons nog nie verstaan nie. Maar Paasondag kom en dan breek die skemerte deur te wys dat daardie graf nie 'n doodloopstraat was nie, maar 'n geboortekanaal van 'n splinternuwe skepping, waar die netjiese opgerolde doeke getuig dat God self in enige chaos lewe kan skep. Sonder die pyn van Vrydag is daar geen krag in die Sondag nie. En sonder die Sondag sou die Vrydag net 'n tragedie gewees het. Maar saam met die kruisiging en met die opstanding vorm dit 'n volledige sirkel. 'n Sirkel wat asemhaal, wat ons verlossing beteken en wat vir ons nuwe lewe elke dag kan gee. Voor ons Johannes 20 lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Sê ons Vader,
Here, dankie dat ons vanoggend opgewonde kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend weet, Jesus, U het opgestaan. Here, dankie dat ons vanoggend die lig kan sien. Die nuwe dag breek, wat die donker nie kan uithoof nie. Here, wil U ons vanoggend help om nie te verstaan nie. Here, wil U ons vanoggend help om net te hoor, om net te voel en net te weet, U het opgestaan. Amen. Ek lees vir ons Johannes 20 vanaf 1 tot by vers 10. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disippels het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disippels het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie, maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was, die doek het hy nie by die linnedoeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf aangekom het, binne gegaan. Hy het gesien en geglo. Maar hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Ek wil net weer vir ons daai 2 laaste verse lees. Toe het ook die ander disipel, die een wat eers by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Ons dink dikwels aan Paasondag as hierdie perfekte dag van vrede, 'n helder lig wat skyn, lofgesange. Maar die heel eerste Paasfees het nie so begin nie. Dit het begin in die grys skemerte van 'n vroeë oggend. Dit het begin in absolute verwarring. Johannes vertel vir ons dat Maria Magdalena na die graf toe gekom het, toe dit nog donker was. Sy sien die klip is weg en dadelik verwag Maria die ergste. Sy hardloop na Petrus en Johannes toe en skielik verander hierdie stiltuin in 'n resiesbaan. Die 2 disippels hardloop om vinnig by die graf uit te kom. Dit is 'n toneel van rou, van menslike energie en emosies. Maar dink vir 'n oomblik aan wat in die disippels en in Maria se kop aan moes gegaan het. Hulle het 3 jaar lank, hulle het baie jare lank saam met Jesus gestap. En hy het vir hulle gesê, hy gaan opstaan. Maar toe die oomblik en die oggend aangebreek het hulle nie verstaan nie. In die oomblik toe hulle die leë graf sien, was hulle vasgevang in daai menslike emosies van, waar is hy? Het hulle sy liggaam gesteel? Was hulle beperk deur hulle menslike vermoëns gewees? Daar is 'n geweldige pastorale troos daaraan en 'n ongelooflike betekenis in die feit dat Maria na die graf toe gegaan het toe dit nog donker was. Sy het nie gewag vir die son om op te kom nie. Sy het nie gewag dat al haar vrae beantwoord is of dat haar hartseer weg is nie. Sy het in die donkerte na Jesus toe gegaan. Petrus en Johannes hardloop saam. Hulle sien die leë graf. Johannes buig af, Petrus hardloop reguit binne in. En hulle staar en hulle kyk,
met groot oë na wat hier aan die gang is. Op hierdie stadium van die verhaal moet ons verstaan dat die disippels nie net die opstanding verwag het nie. Niemand in die Joodse wêreld van daardie tyd verwag dat 'n enkele persoon voor die einde van die wêreld weer liggaamlik uit die dood sou opstaan nie. Dit het nie in hulle raamwerk gepas nie. Wat aan die gebeur was en wat Paasondag hier by hierdie graf gebeur het hulle nie begryp nie. Maar vanoggend is dit juis wat die teks vir ons wil sê. Ons hoef nie alles te verstaan om na Jesus toe te hardloop nie. Geloof vra nie dat jy eers al jou twyfel moet uitsorteer nie. Geloof begin dikwels in ons eie lewens by die donker tye, met 'n hart wat sê, ek verstaan nie, maar Jesus, ek soek U. Maar kyk, wat doen God om hulle te help in hierdie verwarring, in hierdie stilte. Petrus staan dan binne in die graf en hy kyk na hierdie gebeurtenis hier voor hom. Hierdie getuienis. Daar lê die doeke waarmee Jesus toegemaak was. Maar die doek wat om Jesus se kop was, lê nie by die ander doeke nie. Hierdie een doek is netjies opgerol op sy eie plek. Sien, die ding was, en dit was eintlik baie algemeen, dat as grafrowers 'n liggaam gesteel het, hulle die hele liggaam met die linne gevat het. Of hulle het vinnig die linne afgeskeer, eenkant gegooi, en dit was een groot gemors gewees. Niemand steel 'n liggaam, trek al die doeke uit nie, en stap dan, en vou netjies die een doek op, en los hom daar nie. Dis net nie hoe dit gewerk het nie. Hierdie netjiese, opgerolde kopdoek getuig van die kalmte en die goddelike gesag wat hier aan die gebeur was. Weereens iets wat hulle nie op daardie stadium verstaan het nie. Dit het die disippels beteken dat in die middel van al die verwarring, dat hulle kon sien, maar hier was iets ordeliks aan die gang. Hier was iets wat gebeur het, wat iets meer beteken as 'n liggaam wat net weg is. Dis 'n teken van God wat sê, maar ek is in beheer. En vandag, vir ons is dit presies dieselfde. Ontstaan ons in die middel van 'n wêreld, wat ons ook nie aldag verstaan nie. 'n Wêreld vol pyn. 'n Wêreld wat oorrompel is met hartseer en duisternis. Lê die doek en kom sê God vir ons, ek is hier nog steeds in beheer. Te midde van die chaos, te midde van alles wat aan die gang is, ek is hier. Of verstaan ons nie altyd wat aangaan nie. En al maak alles nie altyd vir ons sin nie. By die leë graf hoor ons, daar is geen paniek nie. Die dood het nie vir Jesus oorweldig nie. Hy het rustig opgestaan, sy doek neergesit en uitgestap. Jesus het opgestaan met vrede, sy doeke neergesit en hy het uitgestap. Hierdie stil getuienis van die doeke is 'n oomblik waar die lig deurbreek vir Johannes. Hy sien hierdie toneel. Hy sien die doek wat opgevou is en hy sê, ek glo. Nie ek verstaan nie, maar ek glo. Direk
Na hierdie teks lees ons verder, hulle het toe nog nie die skrif verstaan nie, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Hoor vanoggend ons bevryding hierin. Johannes het geglo voor hy verstaan het. Sy geloof was nie gebaseer op 'n perfekte begrip van die profeseë nie, of 'n waterdigte argument wat hy met iemand moes gehad het nie. Sy geloof was gebaseer op die feit dat hy alreeds vir Jesus gesien het. Hy het die eenvoudigheid, die tekens van God se teenwoordigheid gesien en hy het gesê, maar dis genoeg. Ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek hoef nie te weet nie. Ek kan net glo. Baie keer dink ons, as ons nie kerk toe kan gaan nie, of as ons nie onsself genoeg leer of onderrig nie, of as ons te veel vrae het waarop ons nie antwoorde kry nie, of as ons nie verstaan hoe die drie eenheid werk nie, of as ons nie verstaan hoekom daar seer kry is nie, as ons nie verstaan hoe die profeseë werk nie, dan kan ons nie 'n gelowige wees nie. As ek nie hierdie goed verstaan nie, kan ek nie sê ek glo nie, want dan is ek te min, ek is te swak, ek staan nog in die duister. Maar Paasondag kom sê die leeggraf vir ons, jy hoef nie die hele prentjie te verstaan om Jesus te volg nie. Alles hoef nie vir jou sin te maak om te sê, maar ek glo nie. Die opstanding is te groot vir ons om te verstaan. Dit is te groot om vir ons om volledig te begryp. Selfs die mense wat daar met hulle eie voete gestaan het en dit met hulle eie oë gesien het, het nie verstaan nie. Hulle moes eers die opgestane Jesus ontmoet en later sou hy die Heilige Gees hulle harte oopmaak vir die volle waarheid. Maar vanoggend is die uitnodiging eenvoudig. Ons hoef nie vanoggend te verstaan voordat ons hart vir Jesus gee nie. Ons moet nie wag dat die twyfel weg is voor ons sê ek glo nie. Ons hoef nie te wag dat die pyn wat in ons harte en in hierdie wêreld is verdwyn om te sê maar ja, nou kan ek glo nie. Kyk na die leeggraf, sien die opgerolde doeke en weet dat Jesus leef. Selfs al is daar dinge wat ons nog nie verstaan nie. Geloof is nie 'n teologiese eksamen wat ons moet slaag nie. Geloof is 'n verhouding waarin ons mag groei, waarin ons mag foute maak, waarin ons soms gaan twyfel. Mag ons vanoggend hier uitstap met die vrede in ons harte, dat dit oukei is om vrae te hê. Mag ons vanoggend hier uitstap en sê, maar u genade is vir my genoeg. Mag ons die week wat voorlê, die tekens van God se genade raak sien en sê, maar dit is genoeg. Jesus het opgestaan en daarom glo ek. Mag ons soos die disippels van die dag af en elke dag vorentoe bid dat ons harte sal oopgaan. Dat ons elke dag sal lewe en sal sê, maar u genade is vir my genoeg. En daarom glo ek. Amen. Ons Hemelse Vader, Jesus Christus en Heilige Gees,
Ons kom vanoggend by U met 'n kop wat nie alles verstaan nie. 'n Hart wat vol pyn en twyfel is. En ons kom sê vir U, ons glo. Ons kom vanoggend en ons getuig en ons sien die oop graf en dit tref ons soos 'n klip tussen die oë. Die genade is vir ons genoeg. Here, mag ons elke dag vashou aan daardie genade, te midde van die storms in ons lewe, te midde van die pyn en die hartseer, te midde van die gebrokenheid in hierdie stikkende wêreld. Mag ons elke dag leef, mag ons elke dag sê, ek glo, U genade is vir ons genoeg.